grootheid in God se koninkryk gedefinieer word deur nederige diens aan ander. En dit is direk in stryd met wat die wêreld leierskap sien. Die Here Jesus het in Matteus 20 vers 26 en 27 vir ons gesê, wie onder julle groot wil wees, hy moet leer om die dienaar te wees. Wie onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. En dit beklemtoon vir ons dat die Here Jesus se koninkryk volgens die beginsel van diens funksioneer, nie volgens wêreldse posisie of trots of hoogmoed nie. Jesus het dit duidelik gemaak met sy eie voorbeeld en hy het beklemtoon in Matteus 20 vers 28 dat die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee. Daar's 'n bekende legende oor 'n koning wat besluit het om 'n spesiale dag op sy te sit sodat sy grootste onderdaan vereer kan word. Toe die groot dag aanbreek, was daar 'n groot byeenkoms in die paleis se binnenhof. 4 kandidate is na vore gebring en uit hierdie 4 sou die koning die wenner kies. Die eerste persoon wat aan die koning voorgestel was 'n welgestelde boer. Die koning is meegedeel dat hierdie man die eer sou verdien, want hy het baie moeite gedoen oor 'n baie lang tydperk om ander te help oorleef, selfs in tye van swaar kry. Die tweede persoon was 'n beroemde geneesheer. En die koning is meegedeel dat hierdie dokter selfopofferend was. Vir jare lank het hy getroue en toegewyde diens aan die onderdane van die koning gelewer. Die derde persoon was 'n vooraanstaande regter. Die koning is meegedeel dat die regter die eer sou verdien, omdat hy bekend was vir sy wysheid, sy regverdigheid en die goeie besluite wat in die hof geneem is. Die vierde persoon wat hulle aan die koning kon voorstel het, was 'n bejaarde vrou. Almal was verbaas om haar daar te sien, want alles in haar het van nederigheid en eenvoud getuig. Sy het nie gelyk na iemand wat as die grootste onderdaan in die koninkryk vereer sou word nie. Watter kans kon sy moontlik hê in vergelyking met die ander 3 wat opsigtelik soveel bereik het? Tog was daar iets aan haar, die uitdrukking van liefde op haar gesig, die begrip in haar oë en die stil selfvertroue. Die koning was aangegryp om die minste te sê deur haar teenwoordigheid. Hy het gevra wie sy was. Die antwoord het gekom. Sien jy daar die boer, die dokter en die regter? Wel, sy was hulle onderwyseres. Daardie vrou het geen rykdom, geen fortuin en geen titel gehad nie. Maar sy het onselfsugtig haar lewe gegee om boustene in ander mense se lewens te kon lê. Nou, die Here Jesus het gesê, as jy groot wil wees, moet jy leer om te dien. Daar's niks wat jy kan vergelyk met opoffering, met liefde, om jou hande en jou voete in die Here se diens te stel nie. Die koning kon niks spesiaals in die eenvoudige vrou sien nie. Op dieselfde manier sien ander geen spesiale kenmerke in ons nie. As dankbaarheid dan so belangrik is, kom ek sluit vandag. As dankbaarheid so belangrik is, waar dien jy vandag? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons diensknegte kan wees. Ons kan ons nie aanstel nie. Ons wil graag in u koninkryk groot genoem word. Amen.